Bruikbaar en gereed staan ons voor die Heer, stuur ons nou. Vul ons met die krag, vul ons met die hart, vul ons nou. Bruikbaar en gereed staan ons voor die Heer, stuur ons nou. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, en daar oor ons neer. Ons wil nooit 'n geleentheid mis vir iemand om hulle saak met die Here reg te maak nie. So ek wil vra, as jy vanoggend op 'n plek is, en ons gaan nou almal ons oë toemaak om te bid. As jy vanoggend op 'n plek is waar jy sê, Here, ek het nodig om my saak met U reg te maak, dan wil ons vanoggend saam met jou bid. En ons wil die Here vertrou dat jy as 'n kind van God kan terugkom na jou pa toe vanoggend. So kan ek vra, kan almal hulle oë toemaak, net vir 'n oomblik. As jy vanoggend op 'n plek is waar jy sê, ek het nodig om my saak met die Here reg te maak, wil jy net jou hand opsteek en laat sak nie. Dankie julle, dankie julle. Vader, vanoggend kom bid ons saam met elkeen wat sê, Jesus, ek het U nodig. Ek het nodig dat U weer in my hart kom bly. Ek het nodig dat U weer in my huis beweeg. Ek het nodig om weer naby aan U te kom. En ek vra daarom vanoggend, Jesus, in hierdie oomblik, vir elkeen wat 'n hand opgesteek het, en selfs hulle wat sê, ek is 'n bietjie skaam om dit te doen, wil ek vanoggend vra, Here, hulle aanvaar hulle weer terug by U voete. Dankie dat ons vanoggend na U toe kan kom, soos 'n kind by 'n pa, en dat U ons omvou. En ek hoor sommer net hierdie woorde vir iemand vanoggend, ek het jou gemis. Ek het jou gemis. Maar ek het jou so lief. Dankie dat U ons lief het. Dankie dat ons vanoggend weer kan staan as kinders van God en kan weet, U is hier teenwoordig, U aanvaar ons in U huis. En U is weer die koning van ons harte en van ons lewe. Dankie vir dit wat U doen, Here. Dankie vir 'n gemeente wat U lief het, met elke deeltjie, met elke selletjie van hulle wese. Dankie vir 'n gemeente waar kinders welkom is, waar kinders kan hardloop tussen die banke. Dankie Jesus vir 'n gemeente waar U woord gebring word, Here, waar ons U kan loof en kan prys en saam kan kuier. Ons vra vanoggend, Heilige Gees, bring genesing vir elkeen in hierdie gemeente wat dit nodig het. Wees teenwoordig in huise. Wees teenwoordig in ons skole. Dankie Jesus dat U besig is met ons. Ons is so lief. Ons is so lief. Dankie dat U hier is vanoggend. Ons gee die oggend vir U. Dankie vir U woord. Ons is so lief, Here. En almal sê saam, amen. Amen. Jy is welkom jou sitplek in te neem. Dankie lofgroep. Dankie vir daai. Dis nou een van daai oggende waar ek amper voel, ons kan net so oomblik aanhou sing. Ons kan net so oomblik aanhou aanbid. En dit sal my help. Julle sal agterkom, ons het die preekstoel bietjie vorentoe geskuif, dat ek nie afval by die trappe nie. Maar dan kan ek nou uiteindelik gaan sit op 'n trap. Want ek weet baie keer as ek voor onbeweeg, ek weet nie of julle dit sien nie, maar dan is altyd iemand hier voor wat dink, wag net nie so ver nie. Ja, dis Pieter dan. So
Prys die Here vir vanoggend. Ons is so dankbaar. Dankie dat jy hier is vanoggend. Dankie dat ons saam die Here kan dien. Dit is my ongelooflike voorreg om deel te wees van hierdie familie, van hierdie liggaam van Christus. So ons praat vanoggend oor hierdie tema, vyfvoudige roeping. Vyfvoudige roeping. En dis iets wat ons in Efesiërs 4 raak lees en in lyn met ons visie 2026 wat ons jaar van terugkeer is, wanneer ons praat oor vyfvoudige roeping, begin dit by daai gedeelte van Efesiërs 4 waar ons 2 weke terug gesels het wat vra maar bly geboei aan Christus. Bly stap in gees en in waarheid, in Christus en gees. En die oomblik wanneer ons so begin stap in ons lewe, wanneer ons in die waarheid van Christus en gees vervuld begin leef, dan is daar iets in die Here wat ons begin in staat stel, iets in die gees wat ons begin in staat stel om in die roeping te begin leef wat hy vir elkeen van ons gegee het. So ek wil hier begin vanoggend. Alles waaroor ons vanoggend praat, begin by hierdie punt. Ek is geboei aan Christus. En elkeen van ons het as gevolg van dit, het ons die roeping van die Here ontvang. So dis nie net predikers, dis nie net profete nie, dis nie net apostels en hierdie ouens wat geroep is deur die Here nie. Elkeen van ons het 'n roeping van hom ontvang. So kom ons lees gou saam Efesiërs 4:1. Efesiërs 4 vers 1. Dit sê, ek druk dit julle op die hart, ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. En onthou die woord roeping beteken hierdie. Dit beteken die uitnodiging van God om 'n medewerker of ambassadeur in die koninkryk te wees. Om 'n medewerker van God te wees, 'n ambassadeur van hom te wees. En waar is ons dit? Ons is daar medewerker in sekere plekke, saam met sekere persone, waar ons 'n sekere koninkrykstaak moet verrig. So ons roeping, dit is wat vir my so mooi is. Roeping is altyd hierdie arbitrære ding. Dis hierdie ding wat teoreties daar bo in die lug rondhang. Jy weet, ons word geroep deur die Here. Die grootste roeping wat ons in die aand beleef is 'n klein Simon wat uit die kamer uitroep, "Papa!" En dan is dit gewoonlik so 3:00 die oggend. Dan dink ek, ag Here, voor ons opstaan, laat hy net weer slaap. Maar ek weet nie of jy besef het nie, 3:00 die oggend is die beste tyd om te speel. In elk geval. Ons gee daar ook vir die Here. Maar hier is die ding van roeping. So roeping is altyd gekoppel aan 'n sekere plek, aan sekere mense en aan 'n sekere taak. En is nie noodwendig in 'n kerk nie. Dis nie noodwendig in kerkbediening nie. So as jy wil weet waarvoor ek geroep is in hierdie oomblik, het ek nodig om vir die Here te vra vir watse plek brand my hart op hierdie stadium. Met ander woorde, waar wil ek gaan bedien? En vir sommiges is dit in 'n kantoor. Vir ander is dit in Pick n Pay. Vir ander is dit op 'n sportveld of by die skool of waar ook al. Maar waarvoor, vir watse plek brand jou hart? Vir ander is dit die kerk. En dan vir watse mense en wat moet ek daar doen? Hoe kan ek Christus effektief daar verteenwoordig? Want wanneer die Here sê, hy roep my. Wanneer hy sê, hy roep my. En daar's 'n roeping op my lewe. Beteken dit nie noodwendig dat ek in voltydse kerkbediening moet ingaan nie. Maar dit beteken wel dat ek voltyds mense met die Christus van die kerk moet bedien. Dis deel van die roeping. En elkeen van ons sê dit. So kom ons lees gou verder. Efesiërs 4 vers 5 tot 7. Dit sê hierdie: daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is en deur almal werk. Deur almal werk beteken, almal het 'n roeping en in almal woon. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. So voor ons gaan na vers 8 toe. Hy sê, aan elkeen van ons, aan jou wat in die banke sit, aan hulle wat in koningskinders is, aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Wat beteken dat elkeen van ons 'n mate van sekere gawes ontvang het. Nou die woord genadegawe beteken eintlik twee goed.
En hier is vir my mooi, beteken eintlik twee goed. In die eerste plek verwys dit na die genade van God. Onverdiende guns wat ons by hom ontvang. So die genade van God. En in die tweede plek verwys dit ook na die gawes van die Gees. So in elkeen van ons is hierdie potensiaal opgesluit om te beweeg en te leef en te bedien uit die gawes van 1 Korintiërs 12. Wat is? Wat is? Dis wysheid, woorde van kennis, geloof, genesing, krag om wonderwerke te doen, profesie, om tussen geeste te onderskei, praat in tale, interpretasie daarvan. En dan is daar nog meer, administrasie. Weet jy of jy geweet het nie, die woord is baie duidelik, administrasie is 'n geestelike gawe. Ek het hom nie, maar prys die Here ander het. Net so, gasvryheid was een van Christus se grootste bedieninge. Lofprysing, daar's hierdie geestelike gawes en elkeen van ons het 'n sekere mate van daai gawes ontvang. Die 'n ander woord vir mate. Dit is vir my so mooi. Is porsie. So wat vir my sê dat Christus vir ons hierdie porsie genade gee en 'n porsie van die gawes. So in elke oomblik waar jy dink, ek gaan dit nie maak nie. In elke oomblik waar jy sê, maar Here, hierdie raak vir my te moeilik. In elke oomblik waar die wêreld sê, weet jy, ek dink nie jy kan deurdruk nie, is daar hierdie porsie genade wat die Here vir ons gee. En daai porsie genade vir hierdie oomblik is genoeg. Ek het niks meer nodig nie. Daar's hierdie porsie genade, hierdie afgemete deel wat hy vir ons gee. En is dieselfde met die gawes van die Gees. Daar's hierdie porsie van die gawes van die Gees wat hy op jou tafel kom neersit, sodat jy mense op 'n sekere manier kan bedien, sodat jy mense kan help, sodat jy kan deel raak van die liggaam van Christus. En baie keer verskil die porsie van dag na dag. Dis soos hierdie ou resepteboeke, knippeldik. Prys die Here vir dit. Ons ouma groot stuur nou die dag vir ons 'n boodskap en sy sê, daar's hierdie lekker pudding op bladsy 14. En ons het al haar boeke geërf. Prys die Here daarvoor ook. Maar wat vir my altyd so mooi is wanneer jy werk met 'n resep, verander hy soms van dag na dag, want jy besef wat nodig is om hom beter te maak. Nee, Gardien, jy kan getuig, net aan die Shani. Daar's sekere goed wat moet verander om hom beter te maak. En is dieselfde met die gawes van die Gees. Die een dag is hierdie spesifieke bestanddele nodig, hierdie spesifieke gawes nodig om hierdie groep te bedien, maar môre lyk dit dalk anders. Die een dag het ek 'n porsie genesing nodig. Die volgende dag het ek 'n ekstra porsie onderskeiding nodig. Maar die Gees gee dit vir ons soos ons dit nodig het. En wat doen daai porsie? Daai porsie genade aan die een kant en daai porsie gawes van die Gees aan die ander kant stel my in staat om te stap in ooreenstemming met die roeping wat God vir my gegee het. Stel my in staat om effektief ander te kan bedien, om effektief by iemand te kan sit en hulle nader aan die Here te bring. Want die Here gee vir my daai gawe. En dis hoekom ek nodig het om die heeltyd hierdie hartscheck te doen. Is my lewe nog in lyn met die woord? Is my lewe nog in lyn met die Gees van God? Vloei hy deur my? Of is daar hierdie goed in my wat die krane van waarheid en Gees en salwing begin toedraai? Ek het so ruk terug ry ons 'n redelike pothol raak. Ek wil net sê dit was nie in Delmas nie. Prys die Here vir Delmas herleef. Maar is op die N4 daar Rustenburg se kant toe. En ons tref vir die pothol en ons besef nie ons band het geskeur van die pothol nie. So ons ry en ons kom niks agter nie. Is in die volgende oomblik is daar die vrou wat ons probeer aftrek. En ek dink by myself, nie vandag nie vyand. As sy ons aftrek, gaan ek skiet. Ek het nie eens 'n gun nie, maar ek gaan skiet.
In elk geval, sy kry ons afgetrek, en sy sê, hoor jy, kyk in julle band. Toe die band al uit mekaar uitgeruk, en het ergens langs die pad al ontplof. En die Here het ons beskerm, in die middel van daai. En toe gaan ons en ons kry die band vervang, en die eerste ding wat hulle sê is, onthou jou wheel alignment. Jou wheel alignment. Nou gelukkig, as jy 'n nuwe band koop, dan kry jy wheel alignment gratis. Maar partykeer tref jy 'n tweede pothol, en dan moet jy hom weer gaan doen. En dan is hy nie so gratis nie. Maar sien, is dieselfde in die gees. Baie keer is daar hierdie goed wat in ons lewe gebeur, en dan het ek nodig om my gees weer te belyn met God. Daar's hierdie goed wat my wegtrek van sy woord, wat my wegtrek van sy gees, en dan het ek nodig om myself weer te belyn met hom. Dan het ek nodig om in 'n plek van bekering in te kom. Sien elkeen van ons, ek wil jy moet dit weet vandag, stap in sekere gawes van die gees, maar baie keer as gevolg van die lewe, as gevolg van teleurstelling, as gevolg van goed wat hier binne aangaan. Niemand ken jou storm nie. Gaan ek uit lyn uit met dit wat hy in my lewe gesit het. Ek wil vandag vir jou sê, meeste van ons hier stap al reeds in sekere porsies van die gees, sekere gawes van die gees, en jy besef dit nie eers nie. Baie van ons hier het 'n gawe om iemand te bemoedig, en jy dink is 'n ding wat jy aangeleer het, maar is 'n gawe van die gees. Ander het hierdie vermoë om in 'n hospitaal in te stap en te bid vir iemand, en hulle word gesond, en jy besef dit nie, maar is 'n gawe van die gees. Ander het hierdie vermoë om te praat met iemand, en ewe skielik kom die Here, en hy kom vir hulle deur op 'n manier wat geen mens kan bewerk nie, en jy besef dit nie, maar jy het 'n profetiese gawe. Almal van ons stap waarskynlik alreeds ergens in 'n gawe, en ons besef dit nie eers nie. So as jy wil weet, in watse gawe stap jy? Waar lê jou roeping? Gaan kyk na patrone in jou lewe. Gaan kyk na patrone wat, wanneer ek hierdie ding doen, wanneer ek reageer in gehoorsaamheid op hierdie, reageer God ook. En dan gaan jy agterkom, maar dis die geestelike manier hoe God deur my werk. Daar's guns op sekere dinge wat ek doen. Hier is wat ons baie keer nie besef nie. Ons kry die gawes van die gees, wat ons gebruik in ons roeping, maar dan kry ons ook die ander gawes van die 5voudige bediening. En dis waar vandag eintlik gaan, die 5voudige bediening. Nou die gawes van die 5voudige bediening gaan oor die rol wat ek speel. Dit gaan oor my posisie in die koninkryk. En sommige is in die 5voudige bediening gaan aangestel wees in daai plek. Maar ander gaan net stap in die funksie van een van daai, of selfs 2 of 3 van daai. So kom ons lees gou, wat sê die woord oor dit. Ons gaan verder in Efesiërs 4 vers 8. Daarom sê die skrif, toe hy, dis nou Jesus, na die hoogte opgevaar het hy krygsgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. So die gawes hier verwys na die 5voudige bediening, is iets wat Christus gee. Dan sê dit, hierdie uitdrukking, hy het opgevaar, veronderstel tog dat hy eers neergedaal het na wat laer is, naamlik na die aarde toe. So het sy koningskap prysgegee om tussen ons as mense te kom woon. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes uit, om alles met sy teenwoordigheid te vul. En dis die gawes wat hy gegee het. Apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Sien wat vir my mooi is van hierdie. Enige een wat aangestel is in een van hierdie bedieninge, wat aangestel is as 'n apostel, profeet, evangelis, herder of leraar, het een doel. Dis waarvoor hulle aangestel is, en is om die gelowiges toe te rus vir hulle diens. Om die gelowiges toe te rus vir hulle roeping, sodat hulle disippels kan maak, sodat hulle hande kan oplê, sodat hulle kan profeteer, sodat hulle by iemand kan sit wat besig is om te sterf, en vir hulle kan sê, maar die Here is hier saam met jou. Al die bedieninge is daar om die gelowiges toe te rus, en in die tweede plek vir die opbou van die liggaam. Vir die opbou van die liggaam. Die 5voudige bediening
wat amptelik aangestel is, was nooit veronderstel om 'n one-man show te wees nie. En baie ouens maak dit so. Baie ouens maak die bediening oor hulle self, maar die bediening gaan oor 'n liggaam. Dit gaan oor die toerusting en die opbou van die hele liggaam. Kan ek dit sê, dis vir my persoonlik ongelooflik moeilik om te sien hoe seer mense in kerke kry, omdat mense in posisies is wat daar is vir hulle self. Of wat sekere goed sê uit 'n plek van liefde, maar hulle het geen idee wat liefde is nie. Of wat beweeg in die gawes, maar hulle is eintlik daar vir die geld. Ons hoor baie van prophets for profit, profete vir profit. Is ouens wat jy betaal sodat hulle vir jou woord gee. Ek hoor nou die dag van 'n ou daar in Rustenburg. Hy het 'n hotel gekoop. Hy's 'n profeet, self aangestelde profeet. Een van daai ouens op Facebook wat sal sê mighty hammer, big sword, word of God, ek weet nie wat so goed alles, flamethrower. Hulle het mos al die fancy goed. In elk geval, hierdie ou vra vir jou om te sien en net so dat hy saam met jou kan bid, R2.500. En die mense staan tou. En ek dink die Here huil oor daai. Dis nie die doel van die aangestelde 5voudige bediening nie. Dit mag nie gaan oor my nie, dit mag nie gaan oor ons nie. En ons so baie voorbeelde daarvan, maar die 5voudige bediening is altyd daar vir die liggaam. Is altyd daar vir die toerusting, vir die opbou van die liggaam. Maar dan saam met die aangestelde posisie is daar hierdie parallelle lyn waar elke gelowige in sekere funksies van die 5voudige bediening kan stap. So jy is nie noodwendig 'n aangestelde apostel nie, maar jy het hierdie apostoliese neiging. Jy is nie noodwendig 'n aangestelde profeet nie, maar jy kan profeties raak as die Here dit op jou hart druk. Jy is nie dalk 'n aangestelde evangelis nie, maar jy het 'n evangelistische neiging. Jy wil net aanhou praat. Ons dink mense is ekstroverte. Hulle is evangeliste. Het is baie keer moeilik om oor die Here te praat. Net so met herders, net so met leraars. Jy het hierdie herdersneiging, hierdie leraarsneiging. En wat is die doel daarvan? Sien, almal van hulle is nodig in 'n liggaam. Elkeen van ons hier vandag stap in een of meer van daai 5. En jy besef dit nie. Wat is die doel daarvan? Hierdie Efesiërs 4:13. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees, volgemaak en volwasse soos Christus. So een van die doele van waarskynlik die grootste doel van die liggaam van Christus van 'n kerk is om disippels te maak. Nou Matteus 28:19. Maar gelykstaande aan dit is hierdie Efesiërs 4:13 om te groei tot by daai plek waar ons so volmaak en so volgroeid is as Christus self, waar ons die volle raad van Christus kan beleef, kan ervaar, waar ons sy volle bediening kan sien. Dis deel van die doel van die 5voudige bediening. Sien, as individu kan ek nie die volheid van Christus of openbaar aan ander, of ervaar nie. Of daarin groei nie. Ek kan dele daarvan kry verseker. Maar is dit nie mooi dat God se ontwerp is, dat ons juis mekaar nodig het nie? Dis hoekom daar 5 is. Want as al 5 teenwoordig is in 'n gemeente, kan ons die volle raad van Christus ervaar. Kan ons groei tot by 'n plek waar ons die volmaakte, volkome, volgroeide kennis van Christus bereik. As individu kan ons dit nie doen nie, want as jy kon, dan was jy Christus self. Maar saam kan ons elke deel van Jesus se liefde, van sy krag, van sy wysheid, van sy bediening ervaar. Ons kan vir mense die volledige prentjie van Jesus se gestalte, van sy wese aanbied. En dis hoekom ons in die liggaam al 5 hierdie bedieninge nodig het, al 5 hierdie funksies. So wat is hulle? Kom ons kyk daarna. So in die eerste plek het ons die apostel. Die apostel is die gestuurde. Dis die bouer. So baie kerkplanters is apostels.
Baie ouens wat kerke plant op verskillende dele is apostels. Jesus self het in hierdie apostoliese ampt beweeg. Hy was gestuur deur die Vader om die koninkryk te bou en te vermenigvuldig. So Jesus is die aanvanklike voorbeeld van 'n apostoliese beweging. En baie mense vandag stap in 'n apostoliese gees en hulle besef dit nie eers nie. En dis tipies jou entrepreneurs, jou besigheidseienaars, jou skoolhoofde, die leiers van bedieninge. Jy het hierdie gawe om 'n ding te laat werk. Jy het hierdie gawe om 'n ding te bou en te laat groei. En dan dink jy dis omdat jy geleerd is. Nee. Daar's 'n gawe, 'n apostoliese gawe wat die Here vir jou gegee het. En ons het dit nodig in die gemeente en in ons dorp. So as jy daai vermoë het om 'n besigheid te groei, dan moet jy weet, dis nie omdat jy so oulik is nie. Die Here het vir jou daai gawe gegee. 'n profeet is iemand wat by God hoor, die woord gaan toets en dit oorvertel. So wat is profesie? Profesie is 'n woord van God vir mense, deur mense. So baie mense is profeties en hulle besef dit nie. En profeties is nou nie, ek het geweet die krag gaan weer vanoggend afgaan nie. Want dis Sondag. Of 3:00 die middag. So baie mense is profeties. Hoekom? Hulle het hierdie vers wat vashak in hulle gees. Hulle het hierdie woord, hierdie beeld. Jy kry 'n droom en dit sit so vas dat jou begin pla. Maar net so. Dis ook daai mense wat patrone sien kom voordat dit gebeur. Dis ook daai mense wat na iemand kyk en hulle weet presies wat daai persoon nodig het om uit 'n gat uit op te staan. Dis 'n profetiese gawe. Die evangelis. Ek is baie lief vir evangeliste. Maar magtig, hulle is ywerig. So ons het so 'n hele ruk terug, paar jaar terug, het ons te doen gehad met hierdie evangelistiese ouens. En een van die eerste goed wat hulle vir ons gevra het is, kan ons nie die banke uit die kerk uithaal nie. Mense is nie veronderstel om te sit nie, ons moet gaan. Dink ek, maar waar gaan ons die ouens leer? So hulle sê, haal die banke uit, almal moet buite wees. Dis jou tipiese evangelis. En is mooi, en ek love it. Maar 'n evangelis moet nie noodwendig aan die hoof staan van 'n kerk nie, want almal gaan tot bekering kom 7 of 8 keer. Maar niemand gaan groei nie. Maar ten minste is almal buite. So ek is baie lief vir evangeliste. Evangeliste is die ouens wat nie skroom om te praat oor Jesus nie. Jy gaan in Pick n Pay gaan na jou toe kom en jy voel bang en awkward. Want wat wil hierdie ou nou hê? Is hy nou wragtig weer 'n Jehovah getuie in Pick n Pay? Ons het al daar gekry. Maar dis die ouens wat tipies in 'n besigheid is 'n evangelistiese persoonlikheid, is die ou of die persoon wat tipies 'n goeie verkoopspersoon is. En ons dink hulle het dit aangeleer. Dis 'n gawe wat dormant lê. Dis 'n gawe wat daar is om te praat en te connect met mense. Dan kry jy die herder. Die herder is jou pastor. Dis jou predikant. Dis ook iemand wat die vermoë moet hê om so 'n bietjie in alles te kan beweeg, maar 'n herder is iemand wat omsien na al die res. Is iemand wat gaan vir jou gaan vra, is jy okay? So baie van ons het 'n herdersgees. Baie van ons hier sal 'n boodskap stuur en sê, is jy okay? En as iemand sê ja, dan stuur jy terug, is jy regtig okay? En as hulle sê ja, dan sê jy, maar is jy regtig okay? Dis die persoon, as jy by die kerk kom, dan vra hulle oor 2 tannies verwyder van jou kleinneefie af. Want hulle ken jou familie. Hoekom? Want hulle harte brand vir mense. Baie van ons beweeg in 'n herdersposisie en ons besef dit nie eers nie. Dis mense wat omgee, dis mense wat incheck. Dis mense wat daar is as jy in die hospitaal is, as die pop of die fan stryk. Dan het ons die leraar. Die leraar is een wat ander leer. Dis jou teacher. Dis die een wat voor staan en wil raad uitdeel. Dis die tipiese rabbi. Ek leer vir jou iets en ek wys dit vir jou. Ek leer dit vir jou en ek wys dit vir jou. So dis nie noodwendig die persoon wat gaan incheck nie. Dis nie noodwendig die persoon wat gaan vra, is jy okay nie? Maar wanneer jy met hulle praat, leer jy iets. En ons iets wat in jou begin losgaan.
Leraars het hierdie hongerte vir kennis. Maar wat beteken dat baie leraars tipe persone in verkeerde beroepe is. Jy sit die heel dag voor 'n rekenaar, maar jou hart is eintlik om mense te leer en te wys. En dan is dit nodig dat jy by 'n plek kom waar jy of gaan klas gee, of 'n onderwyser raak, of vir 'n fakulteit. Baie van ons sit met 2 van hierdie, of 3 van hierdie, en ons besef nie, ons is besig om te beweeg in dit nie. So ek wil vandag vir jou vra, waar sien jy jouself? Vir watse plek brand jou hart? Vir watse mense, wat moet jy daar doen? Hoe lyk die gawes wat die Here vir jou gee? Watse porsie het hy vir jou uitgedeel? En waar vind jy jouself? Want ons het jou nodig. Ons het nodig dat jy saam met ons stap. Ons het nodig dat ons hande vat in hierdie dorp. Ons het dit nodig. 'n laaste ding. Moses op 'n stadium sien hierdie brandende bos. Ons lees Eksodus 3 vers 4. Toe die Here sien dat Moses nader kom om ondersoek in te stel, het hy uit die bos na hom geroep, Moses, Moses. En Moses het geantwoord, dit is ek, ja. En dan ken ons die verhaal. Die Here vra vir Moses, Moses, wil jy nie my mense uit slawerny uitlei uit die beloofde land nie? En Moses maak verskonings terwyl hy met God praat in 'n bos. Hy sien hom voor hom. Maak hy die verskonings, maar dan sê die Here vir hom, sê vir die mense, dit is ek, Yahweh. Ek is wat jou stuur. En dan gaan Moses na Farao toe en hy lei 2 miljoen mense deur 'n woestyn. As jy al ooit rugby afgerig het, is moeilik genoeg om 23 te vat na 'n bus toe. 2 miljoen deur 'n woestyn, is net die Here. Is net die Here. Ek dink altyd, wat sou gebeur het as Moses nie na daai bos toe gedraai het nie? Wat sou gebeur het as Moses daai heilige, brandende bos oomblik gemis het? En ek dink baie van ons mis daai oomblikke in ons lewe. Sien, Moses het na die bos toe gedraai. Die bos het sy aandag gehad, maar het na die bos toe gedraai toe sy naam uit die bos uitgeroep word. In baie van ons se lewe is daar hierdie brandende bos wat jou naam roep. En hy roep jaar na jaar, na jaar, na jaar. Maar ons raak so vasgevang in die detail van die lewe dat ons dit mis. En dan mis ons die roeping wat die Here op ons lewe het. Baie van ons het daai brandende bos wat jou naam roep en sê, dis tyd om daai gedigte te begin skryf. Dis tyd om daai boek klaar te maak. Dis tyd dat jy gaan leer hoe om te verf, want ek het jou nodig daar. Dis tyd dat jy gaan visvang saam met jou seun, of dat jy ry na daai persoon toe. Dis tyd dat jy daai besigheid begin. Moenie wag nie. Dis tyd dat jy betrokke raak in daai bediening, of jou kinders gaan seën. Elkeen van ons het daai brandende bos wat ons naam roep en roep en roep. En sommiges al vir jare. Maar ons sukkel om in dit in te stap. Ek wil vandag vir jou vra. Op elkeen van ons is daar 'n roeping, is daar 'n porsie genade, gawes, 'n funksie van die 5voudige bediening. En ons 'n bos wat jou naam roep. Ek wil vra, moet dit nie aanhou ignoreer nie. Kom ons antwoord op dit wat die Here vra. Kom ons begin stap in daai ding waarvoor hy ons geroep het. Maar dit is op jou lewe en ons kuns vir dit. En dan gaan ons die Here vertrou dat ons in ons gemeente en in ons dorp groei tot by daai plek van die volmaakte en volgroeide kennis van Christus. Wat is daai brandende bos se naam? Dis tyd om te antwoord. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U hier is vandag. Dankie Heilige Gees vir die roeping op elkeen se lewe. Dankie dat ons kan stap in hierdie funksies van apostel, van profeet, van evangelis, van herder, van leraar. Dankie vir die gawes wat in ons beweeg en deur ons beweeg. En ek wil vanoggend vra, Here, wys vir ons weer wat daai brandende bos is wat voor ons staan, sodat ons 'n Israel oomblik sal hê, vir ons ander mense kan vat
vanaf die woestyn na die beloofde land. Dankie vir die roeping op elkeen hier se lewe, en ek wil vra, Here, soos wat U alreeds 'n mate, 'n porsie uitgewerk het vir elkeen. En ek vanoggend vra, so sê Elisa, maak dit 'n dubbel porsie. En dankie daarvoor, Here. Dankie Heilige Gees, dat U in ons storie is, dat U in ons gemeente is, dat U in ons dorp is. En vandag, Here, wil ons soos Moses sê, hier is ons ja oomblik. Ons gaan stap in daai roeping wat U vir ons gegee het. Ons gaan terugkeer na daai plek waarvoor U ons geroep het, in die naam van Jesus Christus. Dankie dat U hier is. Dankie vir elkeen wat vandag hier was. Seën hulle in die naam alleen. En almal sê saam, amen. Kom ons staan dan sluit ons af met die laaste lied. Here, hier's my lewe, maak dit bruikbaar vir U doen. Here, neem my mede, as my hart vra na U vrede, sodat ek die lig kan sien, sodat ek die ryk kan dien. Dis wie wil vir my bestaan, dis wie wil vir my bestaan. Here, laat die liefde van die Vader my wil omvou. Here, laat die liefde van die Vader my diens maar hou, sodat ek die lig kan bring, sodat ek die lof besing. Dis wie wil vir my bestaan, diensbaar sal ek voor U staan. Stuur my na die wat doorsee, na die water van die lewe. Stuur my na waar daar nood is, na die vraag van donker harte, sodat ek U lig kan bring, sodat ek U lof besing. Dis U wil vir my bestaan, waar U sien, daar sal ek gaan. Dis U wil vir my bestaan, waar U stuur, daar sal ek gaan. So ek wil jou weer uitnooi, as dit jou eerste kuier by ons is, of as jy meer inligting nodig het oor gebeure in die week, gaan dit aan die Madel toe daar agter by die eerste kuier banier, en hy sal al die inligting daar vir jou gee, jy op die WhatsApp groep sit. Kom kuier ook na die tyd saam, onthou Rise Jeug is ook nou in die gang, en saam met dit ons Next Gen, en ontvang die seën van die Here. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag hy tot jou aangesig verskyn en jou genadig wees. Mag jy stap in die roeping wat hy op jou lewe geplaas het, in die gawes en die funksies van die Gees, en mag sy porsie genade hierdie week vir jou genoeg wees. In die naam van Jesus Christus. Amen. Dankie dat jy hier was, dankie dat jy ons seën, mag jy 'n wonderlike week hê, sien jou volgende week.
deur my wil heen. U doel met my, U potte